Goeiemôre almal. Ons wil almal hartlik verwelkom hier vanoggend, familie sowel as vriende, ook vir die wat saam met ons ingeskakel het via YouTube. Ons sê julle ook baie dankie daarvoor. En ons wil julle ook hartlik bedank dat julle vanoggend hier is om die familie te kom ondersteun. Ons is seker hulle waardeer dit almal baie opreg. Nou tannie Dolly Skoombi, soos wat ons haar geken het, is gebore op 29 Oktober 1941 as Elizabeth Magdalena Skoombi. Sy was een van 7 kinders gewees, so self ook 'n baie groot gesin. Op 28 Mei 2017, op die baie goeie ouderdom van 75, wy tannie Dolly haar ook dan toe aan haar Skepper Jehovah God om haar waardering, haar liefde, maar ook haar toegewydheid in die openbaar aan almal bekend te maak. En toe op 19 Maart 2026, weer eens op daardie baie goeie ouderdom van 84, sluit tannie Dolly haar oë om te rus. Nou tannie Dolly, soos wat ons nou reeds genoem het, en soos wat ons vandag hier kan sien, het regtig 'n baie groot familie gehad. Sy het 8 kinders gehad: Rita, Elsa, Piet, Johan, Lizelle, Loot en dan Martin en Madeleine. Tannie Dolly het ook 18 kleinkinders en 20 agterkleinkinders gehad. Nou soos wat ek na die kommentare gekyk het van die familie, kon ek sien, was dit baie duidelik geweest dat tannie Dolly elkeen van haar kinders, haar kleinkinders, sowel as haar agterkleinkinders, baie lief gehad het. Maar in die kommentare het dit ook uitgekom dat baie van julle, elkeen van julle ook julle ma, julle ouma en julle ouma grootjie net so lief gehad het. Nou dit was natuurlik gewees omdat tannie Dolly iets gehad het wat sy so met die verloop van jare opgebou het. Iets waarna elkeen van ons vandag moet streef om te kan verkry. En wat is dit? Wat is dit wat tannie Dolly bekom het? Wel, die Bybel gee vir ons die antwoord in Prediker 7 in vers 1. Nou die van julle wat julle Bybels byderhand het, kan gerus daardie gedagte saam met ons lees. Dit is Prediker hoofstuk 7. En dan kyk ons daar na vers 1. Dit sê daar vir ons: 'n goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag is beter as die geboortedag. Nou as ons net fokus op daardie laaste gedeelte van daardie vers, hoekom sal die Bybel vir ons sê die sterfdag is beter as die geboortedag? Wel, dis natuurlik omdat ons met ons geboortedag nog nie die geleentheid gehad het om vir ons daardie goeie naam, daardie reputasie te kon opbou nie. Nee, ons weet jare is eers nodig, daar is eers verloop van tyd nodig vir ons om dit te kan bekom. En met tyd, weet ons, het tannie Dolly vir haar 'n goeie naam gemaak, by haar familie, by haar vriende, maar ook natuurlik by haar Skepper. Ja, sy het daardie goeie reputasie gehad. Nou wat 'n reputasie sal ons aan dink wanneer ons dink aan tannie Dolly? Andrei, my kleinseun, sê heel tereg, sy ouma was 'n uitsonderlike vrou gewees. Hy sê sy was legendaries en wonderbaarlik. Nou weens daardie pragtige eienskappe wat tannie Dolly getoon het almal, haar familie, maar ook haar vriende, haar op daardie selfde wyse beskou. Maar tannie Dolly het ook natuurlik ander baie goeie eienskappe gehad wat sy daagliks openbaar het. Ja, tannie Dolly, weet ons, was altyd baie liefdevol. Sy was altyd goedhartig en natuurlik altyd onselfsugtig gewees. Lizelle beskryf ook haar ma as 'n eystervrou, 'n rots en hulle vertroueling. Lucinda, tannie Dolly se skoondogter, sê sy was 'n vriendin gewees en 'n mentor. Piet sê weer, tannie Dolly was hulle as kinders 'n steunpilaar, nie net die van die kinders nie, maar natuurlik van daardie hele groot familie. En Shimonai sê, sy sal haar skoonma altyd onthou vir daardie klein dingetjies, vir haar lag, haar raad, en ook die manier waarop sy almal altyd eerste gestel het. Nou as ons luister na al hierdie pragtige kommentare
en as ons ook bietjie dink aan dit wat ons self ervaar het, wanneer ons met Tannie Dolly te doen gehad het, wanneer ons met haar gesels het, dan kan ons nogal sien, en kom het duidelik na vore, hoekom almal so lief was vir haar, en hoekom Tannie Dolly so gemis gaan word. Nou wanneer ons iemand in die dood verloor, iemand wat so geliefd was, soos Tannie Dolly, dan treur ons. Soms is dit vir dae, partykeer is dit weke, maande, selfs vir jare. Ja, ons treur omdat daardie geliefde van ons so 'n groot leemte gelaat het. Daardie leemte weet ons kan baie keer deur niemand anders gevul kan word nie. En dit is ook normaal om te treur wanneer ons gesterf het, of wanneer ons geliefde gesterf het. As ons net dink aan daardie goeie voorbeeld van Jesus Christus, die Bybel, God se woord toon vir ons dat selfs Jesus gehuil het toe sy goeie vriend Lazarus gesterf het. Ek wil graag hê ons moet kyk na daardie verslag, opgeteken hier in Johannes 11, vers 33 en 35, as julle dit ook saam wil lees. Dit is Johannes, hoofstuk 11, en dan kyk ons daar na vers 33 tot 35. Dit sê daar vir ons, toe Jesus sien dat sy huil, dit praat daarso van Lazarus, sy sussie Maria, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het hy in sy binneste gekreun en ontsteld geword. Hy het gevra, waar het julle hom neergelê? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En let op vers 35, sê daar vir ons, Jesus het gehuil. Nou soos wat ons sien, het selfs Jesus daardie diep emosies ervaar. Ja, Jesus het self ook in sy binneste gekreun en gehuil, soos wat die meeste van die familie al vir 'n geruime tyd en natuurlik ook vandag doen. Maar die Bybel toon vir ons dat as Jesus so kon voel, as hy kon uiting gee aan daardie emosies en daardie gevoelens wat hy gehad het, as Jesus self kon treur en kon huil, dan is dit net normaal dat elkeen van ons vandag daardie selfde emosies kan toon. Maar waarvan kan ons seker wees, ondanks hierdie hartseer tydperk wat ons vandag ervaar, maar ook gedurende die tyd vorentoe? Maar weer eens gee die Bybel ons die antwoord in Psalm 34 en vers 18. As julle dit ook wil saam lees, is Psalm 34 en dan lees ons vers 18 saam. Sê daar vir ons in vers 18, Jehova is naby die wie se hart gebreek is. Hy red die wat mismoedig is. Nou, hierdie teks toon vir ons dan duidelik dat God natuurlik tere gevoelens het vir die wat treur. Ja, weet gerus dat julle as 'n familie, God is daar vir julle. Hy wil julle vertroos, julle wie se harte gebreek is. Nou, ons is beslis natuurlik baie dankbaar vir daardie vertroosting wat ons van God en van sy woord die Bybel ontvang. Bietjie verder aan, wanneer ons ook kyk in die boek van Psalm 147 en vers 3, dan sê dit selfs daar vir ons, hy praat nou van God, genees die wie se hart gebreek is. Hy verbind hulle wonde. Nou as ons dink aan 'n wond, weet ons wanneer daardie wond gebind word, dan word dit beter, dit genees soos wat die tyd verloop. So julle as familie kan verseker wees, al voel julle vandag hartseer, al is julle ongelukkig, met tyd sal daardie hartseer, daardie diepseer wat julle vandag ervaar, ook beter word. Nou, ons weet in tye soos hierdie, dan bied die Bybel vir ons hoop, maar dit bied ook hoop vir daardie geliefdes van ons wat gesterf het. Die Bybel beskryf ons Skepper baie mooi wanneer dit hom beskryf deur te sê, God is liefde. Nou, omdat hy 'n God van liefde is, weet ons was dit nooit sy voorneme gewees vir die mensdom om te sterf nie. Ja, God het mense nooit geskep met daardie doel om oud te word, om siek te word en om te sterf nie. Maar dit was eerder sy doel gewees vir ons as die mensdom om vir ewig hier op 'n pragtige aardse onder baie goeie en gunstige omstandighede te kan lewe. Maar ons wonder dalk nou, as dit nooit God se voorneme was vir die mensdom om te sterf nie,
Hoekom gebeur dit dan? Hoekom sterf ons dan vandag? Alweer eens gee God se woord, die Bybel, vir ons die antwoord op daardie belangrike vraag in Romeine hoofstuk 5 en vers 12. As julle dit wil saam lees ook, dis daar in die boek van Romeine hoofstuk 5, en dan kry ons die antwoord in vers 12. So sê hierso vir ons, sonde het dus deur een mens in die wêreld ingekom, en die dood deur die sonde, en die dood het so na alle mense versprei, omdat hulle almal gesondig het. Ja, hierdie een mens waarvan ons pas gelees het, verwys natuurlik na Adam. Ja, en as gevolg van Adam is daar sonde en is daar dood. Nou, omdat Adam en Eva se kinders almal gebore is, nadat hulle gesondig het, is ons vandag ook, omdat ons nakomelinge is van hulle, ook sondig, en word ons oud, word ons siek, en sterf ons. Dit is werklik waar soos 'n oorgeërfde siekte, wat ons van ons eerste menseouers gekry het, waarvan ons nie kan ontsnap nie, of waarvoor daar nie nou op die oomblik enige genesing is nie. Maar nou, omdat God nooit wou hê dat die mens moet sterf nie, het hy natuurlik ons van 'n baie pragtige hoop voorsien. Ja, hy het aan elkeen van ons, insluitende Tannie Dolly, daardie pragtige belofte gemaak, wat ons weet beslis vervul sal word. Want ons weet, God kan nie lieg nie. So die beloftes wat hy aan ons maak, kan ons glo. Nou, watter belofte is dit wat hy aan ons gemaak het? Watter hoop is dit wat hy vir ons bied? Wel, ons kyk weer eens daarna die Bybel, Openbaring 21 en vers 4. En vir baie van ons is hierdie baie bekende woorde. Dis Openbaring, hoofstuk 21, en dan kyk ons na vers 4. Dit sê daar vir ons in vers 4, en God sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal nie meer daar wees nie. Daar sal geen getreur, geen gehuil en geen pyn meer wees nie. Die vorige dinge is verby. Ja, hier gee dit ons almal teenwoordig natuurlik die hoop dat ons geliefdes wat gesterf het weer eens sal sien. Hoe sien ons net nie uit na daardie tydperk wanneer die dood nie meer hou vas op ons sal hê nie, wanneer dit ons nie meer sal raak nie, wanneer daar geen getreur, geen gehuil en geen pyn meer is nie. Nou, Tannie Dolly, weet ons, het in daardie pragtige belofte geglo. Sy het uitgesien na daardie hoop wat haar gebied is, en daarom, omdat sy so lief was vir haar familie, en ook vir haar vriende, en omdat sy almal daardie selfde hoop wou bied, weet ons, het Tannie Dolly gereeld daardie hoop met hulle gedeel, met haar familie, met haar vriende, maar ook met die wat sy in die bediening ontmoet het. Ja, sy wou vir elkeen van hulle daardie geleentheid gee, om ook 'n hoop te hê vir die toekoms. Nou, wanneer ons ook kyk na wat die Bybel vir ons sê oor die wat gesterf het, wanneer ons kyk na wat dit vir ons sê oor die toestand van die wat gesterf het, dan gee dit ons ook daardie ekstra gemoedsrus, omdat ons weet, ons onsself nie oor ons geliefdes wat gesterf het hoef te bekommer nie. Maar wat sê die Bybel vir ons, wat is die toestand van die wat gesterf het werklik waar? Wel, as ons kyk na Jesegiel 18 en vers 4, dan gee dit vir ons daar die antwoord. Dis Jesegiel hoofstuk 18, en dan kyk ons na vers 4. As julle dit het, vers 4 sê daarso, kyk, al die siele behoort aan my. Die siel van die pa, sowel as die siel van die seun behoort aan my. Dan sê dit, die siel wat sondig sal sterf. Nou, hierdie teks wys vir ons dat die siel na 'n mens, na daardie lewende wese verwys wat kan sterf, en nie na iets wat na die dood voortleef nie. En om daardie gedagte vir ons te bevestig, kan ons ook kyk na nog 'n gedeelte in die skrif wat ook vir ons die toestand van die wat gesterf het beklemtoon. En dit is daar in Prediker hoofstuk 9, vers 5 en vers 10. Prediker hoofstuk 9, vers 5 en vers 10.
In vers 5 lees ons, want die lewendes weet dat hulle sal sterf, maar die dooies weet absoluut niks nie. En hulle het ook nie meer 'n beloning nie, want hulle word heeltemal vergeet. En dan sê vers 10 ook vir ons, doen alles wat jou hand vind om te doen met al jou mag, want daar is geen werk of beplanning of kennis of wysheid in die graf waarheen jy gaan nie. Ja, God se woord maak dit vir ons baie duidelik dat die wat gesterf het van niks weet nie. Ja, hulle is nie van enigiets bewus nie. Hulle dra nie kennis van dit wat om hulle aangaan nie, omdat hulle gedagtes tot 'n einde gekom het, soos die boek van Psalm ook vir ons meld. Maar nou, behalwe vir die feit dat die Bybel vir ons sê wat die toestand van die dooies is ons ook baie bly om te weet dat die Bybel ook vir ons sê en vir ons wys dat die dood nie die einde is van alles nie. Nou, hoe vertroostend is daardie gedagte net nie vir elkeen van ons nie. As ons net weer dink aan daardie voorbeeld van Lazarus wat ons vroeër genoem het, as ons daardie verslag gaan lees, sal ons sien dat Jesus terwyl sy geliefde vriend opgewek het. Nou met daardie geleentheid, met die afsterwe van sy goeie vriend Lazarus, sal ons onthou het Jesus die dood met slaap vergelyk toe hy gesê het, Lazarus, ons vriend, het gaan slaap. 'n Persone wat slaap, selfs al is hulle in daardie diep slaap, weet ons, kan weer wakker gemaak word. Nou, Jesus kon Lazarus opwek, of hy kon hom weer wakker gemaak het, omdat ons weet God hom aangestel het om die dooies op te wek. Ja, God het vir Jesus alle gesag in die hemel, sowel as op die aarde gegee om dit te kan doen. Maar nou wonder ons dalk nou, wie van ons, of wie het almal die hoop om opgewek te word, om wakker gemaak te kan word uit daardie diep slaap waarin hulle tans verkeer? Wel, weer eens gee die Bybel vir ons die antwoord hier in Johannes 5 vers 28 en 29. As julle ook julle Bybels wil neem en dit saam met ons lees. Dis Johannes hoofstuk 5 en dan kyk ons na vers 28 en 29. Dit sê daar vir ons, moenie hieroor verbaas wees nie, want die uur kom, waarin almal wat in die gedenkgrafte is, sy stem sal hoor, en sal uitkom, die wat goeie dinge gedoen het, tot 'n opstanding van die lewe, en die wat walglike dinge gedoen het, tot 'n opstanding van oordeel. Die Bybel gee natuurlik hier vir ons in hierdie 2 verse die hoop dat miljoene mense wat gesterf het, daardie opstanding sal ontvang, en dat hulle weer eens die voorreg sal hê om te kan lewe. En daardie opstandingshoop is natuurlik slegs moontlik gemaak deur daardie offerhande van Jesus Christus. 1 Korintiërs 15 vers 22 bevestig daardie gedagte vir ons waar dit vir ons sê, want net soos almal in Adam gesterf het, so sal almal ook in die Christus lewend gemaak word. Ja, Jesus se opstanding dien vir ons as 'n waarborg dat miljoene ander ook die opstanding sal ontvang. Omdat God sy enige gebore seun Jesus Christus opgewek het en om daardie gesag gegee het om ander op te kan wek, weet ons en kan ons met vertroue daarna uitsien dat dit wel in die nabye toekoms sal gebeur. Nou tannie Dolly, weet ons, het ongetwyfeld in daardie opstanding geglo en sy het geweet dat sou sy sterf, sy ook weer eens daardie voorreg sal hê om te kan lewe, om weer eens saam met haar familie en haar vriende te kan wees. Ja, in die nabye toekoms sal Jesus, soortgelyk aan wat hy vir Lazarus gesê het, ook vir tannie Dolly sê, tannie Dolly, kom uit. En dan sal tannie Dolly die opstanding kry en die voorreg gee om in daardie beloofde nuwe wêreld, daardie pragtige paradys te kan lewe, waarna sy so uitgesien het, sonder die vrees om weer te kan sterf, of om een van haar geliefdes te verloor. Maar nou, hoe kan elkeen van ons vandag hier teenwoordig daarby baat vind, omdat ons hier is? Wel, 'n begrafnis soos hierdie, herinner ons natuurlik altyd aan daardie kortstondigheid en aan die onsekerheid van die lewe. Prediker 9 in vers 11 sê vir ons,
Ek het nog iets onder die son gesien. Die vinniges wen nie altyd die wedloop nie, en die sterkes wen nie altyd die geveg nie. Die wyses het nie altyd die kos nie, en die slimmes het nie altyd die rykdom nie. En die wat kennis het, is nie altyd suksesvol nie. Hoekom nie? Dit sê, want tyd en onverwagse gebeurtenisse tref hulle almal. Ja, niemand van ons weet vandag wat die dag van môre inhou nie. Niemand van ons weet wanneer ons dalk skielik siek sal raak, dalk in 'n ongeluk betrokke sal wees en sal sterf nie. Ons is vandag hier en môre is ons dalk weg, omdat ons heel tereg, maar net soos die mis is wat vir 'n klein rukkie verskyn en dan verdwyn. Ja, daardie tyd en onverwagse gebeurtenisse kan almal van ons hier teenwoordig op enige tyd tref. En Tannie Dolly het dit ook baie goed geweet. Sy het dit elke dag in gedagte gehou, en dis hoekom Tannie Dolly ook gelewe het asof elke dag haar laaste dag was. Die werklikheid van die dood moet ons ook elkeen beweeg om te dink aan hoe ons lewe gebruik. Ja, as ons leer om ons dae te tel, net soos wat die psalmis dit gedoen het, dan sal ons self ook daardie hart van wysheid verkry wat ons sal help om goeie besluite te maak. Besluite wat sal toon dat lewe vir ons belangrik is, maar ook dat ons groot waardering het vir daardie wonderlike gawe wat ons Skepper vir ons gegee het. Ja, ons sal elke dag beweeg word om op 'n manier te lewe wat sy goedkeuring geniet en wat hom gelukkig maak, net soos wat Tannie Dolly natuurlik gedoen het. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê ook vir ons, dit is goed en aangenaam in die oë van God, ons redder, wie se wil dit is dat alle soorte mense gered moet word en akkurate kennis van die waarheid moet verkry. Nou, die opstandingshoop. Ja, een van daardie vele waarhede in God se woord moet elkeen van ons ook vandag aanspoor om te leer wat dit is wat God se wil is, maar ons gaan nie net leer wat daardie wil van God is nie, ons moet beweeg word om dan sy wil te kan doen. En al verg dit dalk so 'n bietjie inspanning, kan ons natuurlik verseker wees dat daardie werk wat ons insit, daardie inspanning natuurlik nie verniet is nie. Nee, ons word daarvoor beloon en ons sal daardie seëninge van God ontvang. Nou diegene wat hulle bes probeer om daardie akkurate kennis van die waarheid te verkry en om volgens daardie waarhede te lewe, elkeen wat hard werk daaraan om vir hulle goeie naam by God te maak, soos wat Tannie Dolly gedoen het, kan verseker wees dat hulle selfs hulle geliefdes weer eens binnekort sal kan sien. En daar is seker nie een van ons hier vandag teenwoordig wat nie graag weer ons geliefdes wil sien nie waar nie. Johan, Tannie Dolly se seun, sê die laaste 5 maande wat sy by hulle gebly het, was 'n seën gewees. Was kosbare tyd wat hy in sy hart koester. Nou, ons weet Tannie Dolly het ook genoem dat sy self baie lekker gebly het hierso en dat sy die tyd hier baie geniet het. Maar as ons kyk na die pragtige omgewing en daardie rustige atmosfeer, dan kan ons nogal sien hoekom Tannie Dolly dit so baie geniet het. Jacques sê ook, hy gaan sy ouma se stories mis. Daardie raad wat sy altyd vir hom gegee het, selfs net nog nou die dag. Martin sê, hy mis Tannie Dolly se stem, haar lag, en ook daardie manier hoe sy hom altyd beter laat voel het. Rita wens vir nog bietjie tyd saam met haar ma, net nog een drukkie. En Shanique, Kylene en Genevieve sê hulle sal ook graag enigiets wil doen om net daardie een dag nog weer saam met hulle ouma te hê. Om net weer daardie een keer te kan hoor hoe sy lag. Nou as gevolg van daardie goeie naam wat Tannie Dolly vir haar self gemaak het, as gevolg van haar getrouheid aan haar Skepper, weet ons sal Tannie Dolly die opstanding kry. Ja, sy sal in daardie pragtige nuwe wêreld, daardie pragtige paradijstuiste wees wat God haar beloof het. Maar die vraag is, sal ons daar wees saam met haar? Sal ons daar wees om haar stem weer te hoor hoe lekker sy lag, om weer eens haar stories te hoor, wat sy daarvan hou om te vertel? Sal ons daar wees om haar weer eens daardie een drukkie te kan gee, en om weer eens daardie kosbare tyd met haar te spandeer? Maar ons het vandag geleer, dat as ons wel elkeen tot daardie akkurate kennis van die waarheid kom, en
En as ons op 'n manier lewe wat God se goedkeuring kan geniet, dan sal ons daardie voorreg hê. Maar tot en met daardie dag, tot en met elkeen van ons, weer ons ma, ons ouma, en ook ons ouma grootjie, ons suster en ons vriendin sien, weet ons, sal ons nog hartseer wees, en sal ons nog verlang daardie hartseer, daardie verlange ervaar. Maar wat sal dit beter maak? Wat sal julle as 'n familie help gedurende hierdie moeilike en hierdie baie hartseer tydperk? Want die Bybel gee weer eens vir ons die antwoord. En dit is vir ons opgeteken daar in 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en dan kyk ons saam na vers 11. 1 Tessalonisense 5 en vers 11. So hierdie teks praat nou met die familie. Dit sê daarso, hou dus aan om mekaar aan te moedig en mekaar op te bou, net soos julle reeds doen. Ja, so as familie van Tannie Dolly, wil ons julle graag aanmoedig. Gebruik hierdie geleentheid vandag, maar natuurlik ook die dae, die weke, die maande en selfs die jare wat voorlê om mekaar te vertroos en om mekaar emosioneel te gaan ondersteun. As julle voel julle het nodig om te huil, huil. Moenie daardie emosies en daardie gevoelens wat julle het terughou of probeer om dit te onderdruk nie. Ons sal onthou, Jesus het vir ons 'n baie goeie voorbeeld gestel en vir ons gewys dat daar absoluut niks verkeerd is daarmee om uiting te gee aan daardie emosies en daardie gevoelens wat ons ervaar nie. Nou Spreuke 17 en vers 17 sê ook, 'n ware vriend betoon altyd liefde en is 'n broer gedurende moeilike tye. So julle as 'n familie, wees daardie ware vriend, daardie broer, daardie suster gedurende hierdie moeilike tyd, deur julle liefde vir mekaar op praktiese maniere te toon. Ja, loer gereeld in by mekaar, bel mekaar gereeld, SMS mekaar gereeld en hoor hoe gaan dit, en kom nog steeds gereeld by mekaar om julle liefde as 'n familie vir mekaar te kan versterk. Nou ons wend ons bidend tot Jehovah om ons, maar ook vir julle as die familie, veral die nodige krag te gee om hierdie hartseer tydperk te kan verduur, totdat ons weet hy daardie permanente verligting vir ons sal voorsien, tot die dood vir ewig weggeneem word, totdat daar geen gehuil, geen getreur en geen pyn meer sal wees nie. En elkeen van ons geliefdes, soos ons geliefde ma, ons ouma en ons ouma grootjie, Tannie Dolly, kan terug verwelkom. Ons sê vir julle baie dankie dat julle hier teenwoordig was. Ons wil nou graag almal nooi, die wat kan, om te staan, en dan gaan ons lied 145 saam sing met die titel God se belofte van die paradys. En daarna sal ons afsluit met gebed, en dan is daar net een aankondiging wat ons wil maak voordat ons dan verdaag. So ons gaan nou lied 145 saam sing, God se belofte van die paradys.
Sluit net af met gebed. Ons liefdevolle Vader en Skepper, Jehova God, is vir ons 'n baie groot voorreg wat ons het om vandag weer eens hier by mekaar te kan kom en om U te kan nader deur middel van die geliefde Seun Jesus Christus. Vader, dit is ook met groot hartseer wat ons vandag hier by mekaar is om vir Tannie Dolly te kan groet. Maar ons waardeer ook daardie vertroosting en daardie hoop wat U vir elkeen van ons gegee het deur middel van die woord, die Bybel. Ons is dankbaar, Vader, om weer eens herinner te kon word aan daardie opstandingshoop waarna ons kan uitsien. Daardie hoop wat Tannie Dolly self ook gehad het, wat sy ook gekoester het en waarna sy uitsien om vervul te word. Asseblief, Vader Jehova, mag U elkeen van ons help gedurende hierdie moeilike tyd. Ons vra asseblief dat U veral met die familie sal wees en ook elkeen van die nabye vriende. Mag U aanhou om hulle te ondersteun, hulle te vertroos, Vader. Ons weet dat daar nog vir 'n lang tydperk hartseer en verlange sal wees, maar ons sien werklik waar uit na die tyd wanneer daar geen getreur, geen gehuil en geen pyn meer sal wees nie. Wanneer U daardie dood ons laaste vyand sal vernietig, Vader, en wat ons nooit weer ons sal behoef te bekommer daaroor nie. Mag U ons help asseblief om hard te werk daaraan, om vir ons elkeen self 'n goeie naam by U te maak, net soos wat Tannie Dolly dit gedoen het, sodat ons ook 'n goeie verhouding met U kan hê, dat ons U goedkeuring kan geniet, Vader, en dat ons daardie wonderlike voorreg sal hê om haar weer eens binnekort te kan sien, wanneer sy ook deur die Seun Jesus Christus opgewek word. Ons is dankbaar, Vader, dat U 'n God van liefde en van genade is, en dat U vir elkeen van ons daardie hoop gebied het. Asseblief, Vader, mag U met ons wees in die tyd wat voorlê. Help ons en onderskraag ons asseblief. Wees asseblief ook met die familie, sodat hulle ook sal aanhou om mekaar op te bou en mekaar te versterk, soos wat hulle ook reeds doen, sodat die tyd vir hulle ook makliker sal wees. Ons sê vir U dankie vir U liefde, Vader, vir die Seun Jesus Christus wat U aangestel het as koning, en vir die voorreg wat ons het om te kan uitsien na daardie pragtige opstanding. Asseblief ons laat ons in U hande vir die res van hierdie dag en die verrigtinge wat voorlê. Asseblief mag alles ordelik en volgens U wil geskied. Ons weet, Vader, ons is sondig, ons is onvolmaak, maar asseblief mag U daardie tekortkominge en sondes van ons vergewe. Ons weet ons kan hierdie dinge nooit verdien nie, maar ons vra alles nederig in die naam van U Seun Jesus Christus ons koning. Amen. Sy familie, vriende, broers en susters, ons wil net vir julle noem, ons gaan nou vandag en afgaan na die graf toe. Ons wil almal vra om net seker te maak dat julle badkamer toe gaan. Net hier onder is daar toilette en bietjie verder af onder toe is daar ook 'n amblisiegeriewe vir die wat wil gebruik maak daarvan, omdat daar nie enige geriewe is naby die graf nie. En dan die wat nie so ver wil loop nie, julle is meer as welkom om net tot by die voertuie te gaan en dan kan julle afry tot waar ons weer by mekaar kom. Baie dankie. Familie, vriende, as ons almal kan vra om dalk net so 'n paar tree vir ons nader te staan. Daar's net een laaste skriftuurlike gedagte wat ons net graag met julle wil deel.
So die gedagte wat ons met julle wil deel net kortliks, kom uit die boek van Job uit. Job hoofstuk 14 vers 14 en 15. Nou Job het daar 'n vraag gevra. Job het daar gevra: as 'n man sterf, kan hy weer lewe? Dan sê hy verder: al die dae wat vir my vasgestel is, sal ek wag totdat my verligting kom. Nou hierdie vraag was beantwoord gewees met 'n studie van die Bybel. Tannie Dolly het die antwoord gekry op hierdie vraag en ons natuurlik ook elkeen vandag. En ons het gehoor dat as 'n persoon sterf, hy weer kan lewe. Nou Job het gesê, al die dae wat vir hom vasgestel is, sal hy wag. So ons weet nou, Tannie Dolly, sy gaan ook al daardie dae wat vir haar vasgestel is, gaan sy ook rus en gaan sy wag. En dan in vers 15 sê Job, u sal roep en ek sal u antwoord. So ons het gehoor, Jesus sal vir elkeen van die wat in die gedenkgrafte is sê om uit te kom. So met dit sal Tannie Dolly self dan ook die opstanding kry. Maar dan sê Job ook daarso, na die werk van die hande sal ek vurig verlang. So kan ons hoor, kan ons sien, daardie besef waartoe Job gekom het. Job het besef dat God sal verlang, sy hande verlang vurig daarna om die wat gesterf het op te wek. Nou ek is seker elkeen van ons vandag gaan ook daarna verlang om Tannie Dolly weer te sien. Maar tot en met dan wag Tannie Dolly ook vir daardie opstanding. En hoe bly sal sy net nie wees om elkeen van ons dan ook te sien in daardie opstandingshoop as ons daar is nie. So ons sê vir julle baie dankie. Ons wil nou graag vir broer Lou vra, net om vir ons af te sluit met 'n gebed. En dan sal ons daarna oorgee aan die familie. Dan sal hulle die reëlings verder behartig. Ons liefdevolle Vader Jehovah, dis met harte gevul met hartseer, harte gevul met verlange, Vader, wat ons graag die heilige troon wil nader. Ons besef dat U is 'n God van vertroosting en ons bied regtig groot vertroosting daaruit om te weet dat U, soos ons, weet hoe dit voel om 'n geliefde aan die dood af te staan. Toe U U seun laat sterf het vir ons sondes, Vader, het U daardie verlies gevoel. Die hartseer wat elkeen vandag voel en ervaar, is iets wat U goed ken, Vader, en daarom staan U ons by en ondersteun U ons met die hartseer wat ons ervaar. Mag ons vra asseblief dat U met die gesin sal wees, die familie. Staan elkeen by, Vader, wat hierdie verlies voel in hulle harte, nie net nou nie, maar ook in die dae en weke en maande wat kom. Ons besef dat die dood was nooit deel van U voorneme gewees nie. En dat U voorneme vir ons om vir ewig op 'n paradysaarde te lewe wel vervul sal word, net soos Tannie Dolly ook vasgehou het aan daardie hoop, wil ons ook daardie hoop gebruik om onsself te vertroos en te versterk, sodat ons kan uitsien na die dag wanneer ons haar kan terug verwelkom saam met ons. Maar Vader, ons bly mens, ons bly onvolmaak, ons het verskillende maniere om ons hartseer en emosies te verwerk. Maar ons sê dankie dat ons U kan nader en kan vra om ons te ondersteun met die Gees. Ons vra asseblief, Vader, wees met die familie. Laat hulle mekaar ondersteun, mekaar versterk en help, Vader, ook mekaar in ag neem. Partykeer mag ons dalk dinge sê wat die emosies opwek en wat ons dalk nie op daardie oomblik so bedoel het nie. Help ons om bedagsaam te wees teenoor mekaar in ag te neem, sodat ons mekaar die nodige ondersteuning en vertroosting ook kan bied. Mag U geloof word vir die voorreg wat ons het om te weet dat daar opstandingshoop is wat vir elkeen van ons wag. En ons vra dus asseblief dat U mag aanhou om ons te help om tot daardie kennis te kom wat ons nodig het, om ook die voorreg te kan smaak, om daardie ewige lewe saam met Tannie Dolly te kan geniet. Vader, ons dankie dat ons U in gebed kan nader en ook met die vertroostende wete dat ons ter enige tyd, as ons oorweldig voel deur ons emosies en ons gevoelens, U sal kan nader in gebed en U kan vra vir hulp en versterking. Met daardie wete, met liefde en met dank, wil ons asseblief hierdie gebed aan U opdra in ons Koning Jesus Christus se naam. Amen.
Die blomme op die graf gaan gooi. Die seuns is geel rose. Die dogters is wit rose. Skoondogters pink rose. Skoonseuns rooi rose. Kleindogters wit rose. En hul gade geel angeliere. Kleinseuns rooi rose. En hul gade geel angeliere. Agterkleindogters pink angeliere. Agterkleinseuns wit angeliere. En alle ander familie en vriende sonneblomme.